Die Grangehurst Pinotage 2012 kan tot 20 jaar verouder word en kom tot sy volle reg saam met geregte soos geroosterde tuna, bobotie of springbokpastei. Nou die koek is regtig flopvry. 'n Resep wat jy vooraf kan bak en in die vrieskas hou vir daardie onbeplande koekoomblik of wanneer jy op 'n kort kennisgewing iets indrukwekkends aan mekaar moet slaan. Nou hierdie is beslis my go-to koekresep of sjokoladekoekresep en binne 'n japtrap het jy 'n pragtige feestelike koek vir jou gaste. Nou ek het die koek reeds vooraf gebak. Hy staan hier langs my en ek het dit dan nou net in dunner laag gesny. Ek gaan jou 'n bietjie later meer daaroor vertel. Nou die ander elemente wat jy nodig het is natuurlik 'n kersiekompot, 'n geklopte room en vars bessies en sjokoladestukkies vir die versiering bo op die koek. Nou die kersiekompot maak jy met geblikte of bevrore kersies, 'n bietjie suiker, mielieblom en natuurlik 'n knertsie pinotage. Nou vir daardie ekstra diepte en geur. Nou kom ek wys en vertel jou gou-gou, so hier het ek reeds my geblikte kersies uitgegooi en jy hou so 'n halwe koppie of 'n kwart koppie van daai sap wat binne in die blikkie is agter. Hier het ek daai knertsie pinotage en dan mielieblom en suiker kan jy sommer dan nou in hierdie ingooi. En dan al wat jy nou doen, roer dit net so dat dit oplos. Jy weet daai mielieblom vat net so oombliekie. Hy voel of hy wil nie wil oplos nie en dan ewe skielik dan raak hy net soos die vloeistof. Nou al wat jy dan nou doen is jy gooi hierdie binne in 'n pot en dan hierdie gooi jy daar binne in. Nou jy kan nou sien hoe mooi lyk dit. En soos jy hom nou vir 10 minute, ek sal sê so 8-10 minute, gaan jy hom nou net so hou en terwyl jy besig is, gaan jy hom lekker roer en dan gaan hy half so 'n deurskynende kleur word, rooi deurskynende kleur en dan gaan hy nou op die ou end so lyk. So hy verdik dan nou lekker. Nou die vloeistof sal dan nou mooi verdik soos ek gesê het. Jy laat dit afkoel tot kamertemperatuur voordat jy dit op die koek moet gebruik, anders te smel die room. En nou ek sit myne soms so rukkie in die yskas om net vinniger af te koel. Nou jy kan dit ook vooraf maak en vries, dit hou uitstekend in die vrieskas. En nou sodra ek later terug is, begin ons die koek aan mekaar sit. Nou die sous is nou gereed en die volgende element wat jy nodig het is natuurlik geklopte room met 'n bietjie versiersuiker om dit net so effe soeter te maak. Nou ek gebruik die langlewe room want dit hou net sy vorm beter. En ek het dit reeds gedoen. Wat ek wel bygesit het is 'n bietjie vol room cream cheese, roomkaas. Net om daai erge rykheid, kan ek sê, bietjie af te bring of daai romerigheid, maar dis hoekom jy die geeler kleur sal sien. Nou ek gaan nou begin om die koek so lank aan mekaar te sit sodat ek dit later dan net hoef te sny as ons besig is met opdiening. Nou dis regtig baie maklik en eenvoudig. Jy herhaal basies net die laag en jy kan selfs besluit hoe hoog of hoe indrukwekkend jy jou koek wil hê. En natuurlik vir die mooiste aanbieding is hierdie pragtige koekbord of staander altyd die moeite werd. My vriend Leon het hom vir my gegee. Nou kom ons doen gou-gou die laag. Nou 'n vraag wat ek baie kry is natuurlik dat hoe kry ek die koek so gelyk? Nou ek beloof ek bak hom nie so gelyk nie. Ons almal se koeke bak maar so 'n bietjie van 'n boepensie. Ek sny hom so. So heel eerste wat jy doen is jy het jou koeklaag hier op die koekbord en hierso vat ek dan nou sulke groot lepels room wat jy bo-op sit. Dink, jong, en moenie skaam wees nie, hierdie is 'n morsige koek, want hy moet lekker wees en lekker eet. So, jy smeer dit dan nou net so plat. Ek dink hy kan eintlik nog 'n bietjie opkry. Smeer jy hom net so, gebruik sommer, as jy nie 'n paletmes het nie, gebruik jy sommer net 'n lepel is ook reg. En dan al wat jy doen, sit jy nou van hierdie kersiekompot hier. En julle, as jy nou lekker te wil hê, kan jy iets soos 'n sjokolademousse. Vir 'n ekstra tikkie bederf kan jy 'n laag of 2 sjokolademousse inpas. Nou ek sal hom heel onder sit en dan die room of sommer al twee vir 'n luukse effek. Nou ek gaan nou net die laaste laag opsit en jy sal sien my bakpapier is nog nie op. En dan trek jy hom af en as ek terug is dan gaan hierdie koek klaar wees. Dan wag daar 'n sjokolade en 'n kersiefees vir almal.
Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Julle Charlene is baie bekommerd oor hoe gaan ek hierdie koeke sny, toe maar ek self ook. Nou dis altyd 'n goeie idee om die koek wel 'n rukkie terug in die yskas te sit, want dit moet effens koud en geset wees wanneer jy dit nou probeer sny. Nou dan bly die laag mooi netjies en die room hou ook dan sy vorm beter. Jy kan sien hier aan die kante die room al begin afgly. Nou jy gaan waarskynlik nie die koekstukke perfek regop kan laat staan nie, maar onthou vandag gaan absoluut oor die smaak, nie oor die presiese opdiening nie. En glo my, die smaak maak alles op. Nou ek kry dikwels die vraag, hoe sny mens so 'n koek? Nou daar's geen regte of verkeerde manier nie. Dan jy moet jou eie manier vind. Nou een manier om hom te sny is om hom soos 'n brood te sny en dan weer dwarsdeur vir langer snye in mooi porsies. Nou ek weet nie watter manier of ek hom op die klassieke ou manier moet sny nie, maar ek wou hom op die ou klassieke manier in stukke sny, maar ek dink ek moet vir julle die manier wys wat mense altyd vra, hoe sny jy so hoë koek? So dis nie baie mooi hoe om dit te sny nie. En onthou, my koek het ek nou glad nie in die yskas gesit nie. So julle, ek laat my hier, almal staan hier vir my en loer. Ek laat my nou hier op set vir 'n groot traumatiese ervaring dalk. Maar kyk, hy kan werk. So al wat jy nou doen, jy druk jou mes daar onder jou, altyd 'n bord daar, en dan sny hy hom redelik mooi. So ek gaan dit nou, ek wil eintlik net vir julle wys hoe mooi lyk die koek binne. Kom ek sê gou-gou, kan ek hom draai so, ek weet nou nie op watter kamera nie, maar so. So kyk hoe mooi kan jy die laag sien en die kersies daar binne, so hy lyk nou heerlik. So al wat jy nou doen, is jy sny hom dan nou net so, en kyk nou daar. Dan jy oordentlike laag. So al wat ons gaan doen, ek het net hier 'n bietjie kakao opgesit, vars kersies, en dan kan ons hom nou net oogits so in die bord sit. Nou ek kan nie wag dat almal om die tafel hier kom sit en spil aan hierdie heerlike koek nie, en ek gaan af kamera af nou hierdie res van hom sny. Gaan probeer gerus my resep wat op die webblad te kry is en geniet julle naweek. Onthou, sjokolade en kersies maak enige dag beter.